Goeiemôre, ons gaan aan met Jona, ons lees uit Jona 1 vers 4 tot 5. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break apart. All the sailors were afraid, and each cried out to their own God. And they threw out the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. Baie keer sien ons 'n storm as 'n straf, maar in Jona se geval was dit 'n vorm van genade. God het die storm gestuur nie om Jona te vernietig nie, maar om hom te keer, om hom wakker te maak, voor homself verder verloor in ongehoorsaamheid. Jona het fisies afgegaan na Joppa toe. Hy het fisies afgegaan na die skip toe, en so het dit ook afgegaan in sy geestelike lewe ook. Hy het al hoe gemakliker geraak met sy rebellie teenoor God, maar God het hom nie gelos nie. Hy het hom nie om verlaat nie. Die storm was God se genadige ingryping, 'n herinnering dat hy te lief is vir hom om te los en te laat gaan. Soms stuur God vir ons storms in ons eie lewens, waar hy ons wakker wil skrik, nie ons te laat sterf nie, maar ons terug te roep na hom toe, op sy pad, op sy manier en op sy plek. Dis juis in daardie oomblikke waar ons God se stem die duidelikste hoor, is wanneer ons in 'n storm is. Ek wil hê asseblief jy moet jou oë toemaak en net hierdie gebed saam met my bid. En sê, Here, dankie dat U my liefhet. My lief genoeg het om my wakker te maak, om my terug te roep van waar ek miskien afdwaal in rebellie in. Help my om U stem te hoor, selfs in hierdie storm wat ek miskien is. Here, laat ek nie sal in 'n gemaksone ingaan van ongehoorsaamheid nie. Maar Vader, dat ek sal gehoorsaam wees aan die woord en wat U vir my sê. Ek sê vir U dankie vir hierdie dag, dat ek vandag weer die besluit sal neem om te doen wat U vir my sê. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. So mag jy 'n lekker dag hê en ons praat weer.